All your school rugby, all in one place. This is Next Gen 50. A massive thank you to the good people at DigiTV for allowing us to use this footage. DigiTV is the #1 platform in South Africa for live school sports, and signing up is completely free. Sign up today at www.digitv.co.za. That's www.digitv.co.za. Hier vanuit Bloemfontein, die Noord-Kaapse wêreld, om na hierdie kragmeting te kyk. Die afskop wat plaasgevind het. Parel Gimnasium wat die bal dadelik uit die 22 meter probeer uitneem. Om eerder daardie 3 punte wat dalk net 'n moontlikheid was te geneem het. Maar dalk kan hulle met 'n goed afgeronde lyn staan besit. Die dryfmaal beweging wat hulle nou van stapel stuur. Kry vorentoe momentum. Bal in die hand hier van die haker. Andrei Hugo Venter, seun van Andrei Venter, oud Springbok. Paas ook hier langs die kantlyn. Bal wat uitgegrawe word. Bitter min geleenthede vir die agterlyn van Grey College. Hoë risiko aangee, maar die bal wat tog uitkom by die nommer 11. Franco Knoetse wat gaan afrond en oorduik. Grey College teen die verloop van spel teken die eerste 3 van die wedstryd aan. Ja, maar die bal wat daar op die voete raak gevat is, skitterende balbeheer. As ons hier vinnig weer kyk hoe die 3 gedruk is, bal daar met 'n hoenderarmpie aangegee, sogenaamde chicken wing. Skuif daar oor die doellyn. Ons is goed onthaal en trakteer daar. Baie dankie aan die spanne hier van Diamantveld Hoërskool wat so goed na ons omgesien het. Goeie lynsaam besit bemeester deur Pierre Siebert. Nou is dit 'n poging van die agtal wat onder een kombers moet floreer. Vorentoe momentum, hulle loop met Grey College. Die man met die bal in die hande, die flank, of althans die haker Liam Kompien, wat Parel Gimnasium se eerste 3 aanteken en sake is weer gelykop. Met so 19 minute speeltyd wat oorbly in die eerste helfte, skitterende dryfbeweging daar deur die agtal van Parel Gimnasium onder die spreekwoordelike kombers. Manne trek lekker styf aan mekaar vas, dryf op die wig in en word oorgeval vir 'n pragtige 3. Die 3 wat verdoel word, 'n verspot maklike skoppie. Nou sit weer Alexander op sy voete, hy word daar van die bal af reg deur die middel die teendryf. Grey College wat goed doen. Tweede keer wat hulle omgekeerde besit verkry, vinnig deur die hande gestuur. Daardie was vir my iets wat vorentoe, maar die skeieregter sê gaan aan. Duplessis wat uitgegee het vir Franco Knoetse. Bal wat teruggewen word, opskiet aangee en weer teen die verloop van spel. Grey College wat oorgaan vir die tweede 3. Briljante stuk individuele spel. Die loskakel FC Duplessis wat daar die bewegings wat hy eintlik begin het daar binne sy eie 22 skitterend kom afrond. Hy het die bal uitgegee vir Franco Knoetse. Die bal wat op 'n stadium op die skopvoet gesit is. Die wip van die bal, die is in die guns van Grey College. En uiteindelik is dit die nommer 10 FC Duplessis wat oorgaan vir daardie 3 in die 14de minuut. Skitterende teen aanval diep vanuit hulle eie gebied. So Grey College wat weer die voortou neem in hierdie kragmeting. Kom vorentoe, tref die bal akkuraat en suiwer. Jaag hom hoog oor die dwarslat. Nog 2 punte bygevoeg. Reeds 19 punte opgelewer. Niks minder nie as 3-3 gesien. Ware fees rugby. Wat 'n goeie manier gaan dit wees om hierdie toernooi na sy afsluiting toe te bring. Nog so 2 wedstryde. Vanaand 6:30 die laaste wedstryd wat afskop van die week. Cronje wat daar aan die klein kantjie ombreek. Nou sit weer Duplessis. Hy klop die teenstander. Hy kry aansluiting aan die binnekant. Nabu Sokoi. Binne 2 minute 2 skitterdrie deur Grey College.
Nee, Okkert, as jy jou rug op hierdie manne dra en jy laat slaap lê, gaan hulle vir jou definitief seermaak. FC Du Plessis, hy het so pas 'n 3 aangeteken, hierdie keer slaan hy die bres. Hy kry die aansluiting van sy heel agter Nabu Sokoyi aan die binnekant. Wat oorgaan daar onder die pale en hierdie doelskop behoort 'n blote formaliteit te wees. Soos jy sê, 'n verslapping in konsentrasie. Die energievlakke wat nou begin daal, soos wat rustyd genader word, weer eens geen fout wat begaan word met die doelskop nie. Parel Gimnasium daar teen 30 Springbokke, Louis Reder, die nuutste een. Alexander wat die bal uitgee, kom weg uit die rooi sone, dis die wagwoord. Bal wat nie die kantlyn vind nie, heel agter Nabu Sokoyi, speler van Grey wat uit die bal uitgelak word, en nou is hier geleentheid vir Parel Gimnasium. Die Grey spelers wat ook besig is om terug te val, en hulle sal moet struktureer op die verdediging. Goeie loop hier deur Pierich, Siebert, hy probeer vir Cronje klop, Cronje wat omkeer, 1 meter van die doellyn, geleentheid, die spel wat so vinnig wissel van die een kant van die veld na die ander kant, 3, skeieregter, Christopher Allison, sy arm is in die lug, sal nou kyk wie is die man wat daar opstaan, wat uiteindelik daar die 3 aangeteken het. Die 7 flank van Parel Gimnasium. College. As 'n span wil jy nie so kort voor rustyd en ook nie kort na rustydpunte afstaan nie. Dis altyd daardie gedeelte van 'n wedstryd wat geteken word deur die opponente, die vorentoe momentum wat nou inkom, spanpoging. Hakker, Andrei Goventer met die bal in die hand. Ja, daardie 3 word gedruk. 24-12. Soos jy dit reg opgemerk het, nou net Okkert, 'n baie gevoelige slag hier vir Parel Gimnasium om punte af te staan nadat die sirene reeds afgegaan het wat halftyd aandui. Met die doelskop wat nog wag. Eers 'n bietjie water wat gedrink word. Die skrimskakel, JD Oliver, wat die skopwerk pale toe hanteer. So stilte neerdal hier op die velde van Diamantveld Hoërskool, kom vorentoe, tref die bal, tref hom goed. 'n Uitstekende skoppie, hoog oor die dwarslat, 26-12. Aantal centers, as 'n mens kyk na Jesse Kriel, Roan Jansen van Rensburg, Jan Serfontein, Andrei Pollard wat ook dikwels daar aangewend word. Goeie besit wat verkry word deur Marco van Rein, dan word daar weggebars deur Parel Gimnasium. Goeie loopie deur Leslie Botha, althans nie Leslie Botha nie, verskoon tog Stefan de Tooy. Nou is dit 'n klein Alexander wat die bal, hy klop sy teenstander. Parel Gimnasium wat eerste slaan. Maar dit was 'n goeie breek deur Tiaan Swanepoel wat Dylan Alexander in besit stel wat daardie 3 afrond. Baie mooi afgetrap na die binnekant toe en die verdediger half daar in die lug laat gryp het. Maar dit is wat ons verwag van 'n wedstryd soos hierdie. Soos jy genoem het, Parel Gimnasium wat beslis karakter toon en terugkom. Die telling wat aangeskuif het na 26-17 met 'n baie maklike doelskop om te kom. Ons kan aanvaar dat hy oor is, maar rugby bly rugby en ons wag maar vir die vlaam op te gaan. Wat so byna los uitspat, dan word die bal besit afgeneem, uitstekend gedoen, maar onwettig, vinnig geneem,
as daar oorgeduik word onder die lyn, onder die pale, die nommer 1, Jan Hendrik Wessels. Bal wat baie vinnig daar getik is. Deelte van die skade wat ongelukkig was met die skeieregter vir daardie strafskop wat hy toegeken het, maar nietemin gryp baie vinnig getik en gespeel. En 'n ding wat my opval Okkert is die tempo waarteen hierdie wedstryd gespeel word. Ek noem dit weer skitterende afgerigte spelers. As ons kyk na die punte wat aangeteken is in hierdie wedstryd, Franco Knoetse wat daar in die 7de minuut 3 gedruk het. Die eerste 3 hoort aan Grey College, toe in die 14de minuut FC Du Plessis. Kort rukkie daarna Nabo Sakoi, die doelskop wat ook oor die dwarslaat gejaag word. In die 31ste minuut is dit Dylan Alexander wat 'n 3 druk vir Parel Gimnasium. In die 11de minuut Liam Kompien vir Parel Gimnasium. Nou hierdie 3 deur Jan Hendrik Wessels in die 36ste minuut aangeteken. Sisonke Bumazonke wat op die veld is en dan word daar losgetrek. Het hy ondersteuning? Ja, dis Smol Smith. Hy klop sy teenstander net soos sy ouer broer. 'n Sterk hardloper, 'n goeie bres wat hy slaan. 'n Skitterende voorbeeld van individuele briljantheid. Wat 'n loopie was dit nie deur een Smol Smith. Klop die verdediger op vol spoed, trap af, gaan regs om. Veld is net breed genoeg vir Smol Smith om die bal in die hoekie te plant. Hy vang die verdediger op die verkeerde voet, Tiaan Swanepoel wat net daar op die rug van een Smol Smith oor die lyn kan val. Maar dis Grey College wat nie onseë nie is nie. Hulle deeglike beheer oor hierdie wedstryd geneem, maar soos jy heel tereg sê Fanie, watter intensiteit en tempo word hierdie wedstryd nie teengespeel nie. Hierdie spelers se kondisionering, die lyk baie goed en hulle is duidelik super fiks. En dis maar nog eintlik vroeg in die seisoen. Verskeie spelers wat hulle hande natuurlik sal opsteek vir insluiting in die Vrystaatse Kruiwenweekspan wat gewoonlik hier oor die Junie vakansie plaasvind. En dan is daar ook natuurlik daardie gesogte posisie om ingesluit te word in 'n SA skolespan. JD Oliver, wat maak hy die keer? Die vlaas omhoog, uitstekende skoppie, 40-19, 'n voorsprong van 21 punte wat Grey College opgebou het. Weer eens van Rein. Spelers wat inwig, bal in die hande van Liam Kompien, reeds 1-3 aangeteken, gaan hierdie sy tweede 3 wees. Skeieregter Christopher Allison in posisie, ken die 3 toe. Liam Kompien se tweede 3 van hierdie kragmeting. In die 11de minuut het hy gedruk en nou druk hy weer hier so in die 45ste minuut. Ja, ook op hierdie vlak waar die manne so toon teen toon en kop aan kop is, kan 'n mens nie bekostig om 'n speler van die veld af te neem. En daar het ons duidelik gesien dat Parel Gimnasium gekapitaliseer het op die feit, skoon bal in die lyn staan gevat, oorgeval vir 'n 3. Telling skuif aan na 40-24 met so net onder die 14 minute wat oorbly in hierdie kragmeting. Ja, dis Stefan de Tooy, die nommer 12 center wat ook ekstra stiekrag kon verleen het. Die doelskop, die 3 wat verdoel word. 14 punte, dis die buffer, 2 verdoelde 3. Grey College, die kom nog reg met 14 spelers en soos jy tereg gesê het, Fanie, hulle gaan tot aan die einde van hierdie kragmeting dit moet doen. Van Rein wat 'n goeie lynsaanbal kry, aanvanklike teendryf is goed, maar dan grond toe gegaan, Davids wat versprei, Stravino Jacobs, hy word gekeer 2 meter vanaf die doellyn. Weer Bradley Davids, gee vir Evan James, hy rol oor en hy druk hierdie 3. Terugvegpoging deur Parel Gimnasium. Die manne van Parel Gimnasium wat haastig maak aan te lê vir die doelskop. Die telling is nou 40-31 met doelskop wat kom en gaan ons dalk
'n verrassing sien hier. Geen risiko's wat nou geneem moet word, die Du Plessis wat uitgegee het, Small-Smith, althans Oorendal, JD Oorendal wat op sy beurt aangegee het. Dan word die lyn gebreek. Die plaasvervanger Marcel Miller, die spyker in die doodskus, die sout in die wonde, die koel is deur die kerk. Preekstoel en dominee is getref. Ja, sommer daar aan die kant by die apteek en die kroeg ook uit. Ja, ons kan soveel metafore gebruik as wat ons wil. Ricardo Fourie wat die harde werk doen, hy gee die bal daar uit vir Marcel Miller wat die bres slaan. En die sout in die wonde kom vry van Parel Gimnasium, 'n oortuigende oorwinning. 47-33 as hy sou slaag met hierdie doelskop. Hold up. If you appreciated this video, please don't forget to smash that like button. And if you have not yet, get with the program and click that subscribe button as well as bell notification. While you're here, if you're interested in more quality content, why not head over to our website, www.nextgen15.com. That's www.nextgenxv.com. Cheers.